Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. In die 3de maand, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinaï gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinaï gekom en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: "So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel." En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: "Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen." Goeiemôre Ligpunt. Goed om almal te sien. Die geseëndes daar wat in die sonlig kan sit. Is lekker, well done. Wie eerste is die laaste wees. Julle is baie lekker om julle almal te sien hierso. Ek wil vir jou welkom sê as jy vandag die eerste keer hier by ons is. By Ligpunt, by ons kom kuier vandag, wil ek net saam met Dewald vir jou baie welkom sê. Dis 'n goeie week om by te wees. Soos wat ons vandag begin, soos Dewald ook genoem het, met 'n nuwe reeks. Ons gaan saam, en dit gaan 'n rukkie aanhou. Ek dink ons is 10 of 11 weke in Eksodus 19 tot Eksodus 24. So ons gaan daai teksgedeelte in 'n oomblik van nou af kyk, soos wat ons saam dink oor wat dit beteken vir ons as God se nuwe verbondsmense om 'n heilige nasie te wees in hierdie wêreld, gestuur deur God om te lewe vir hom. En so ons gaan daarna kyk in 'n oomblik van nou af. Net voordat ek vir ons bid en voordat ons gaan stil raak om te hoor hoe God met ons wil praat ook vandag, wil ek net gou vinnig 'n dankie sê. Ek wil 'n dankie sê aan julle, aan ons as Ligpunt, ons as 'n geestelike familie. Die laaste 2 Saterdae was heuningsoet gewees in die lewe van ons kerk en ten minste my hart, maar ek weet ook 'n klomp ander mense se harte loop oor van dankbaarheid en opgewondenheid. Ons het, vir die van julle wat sal onthou, nie 2 Saterdae terug het ons DIY dag hier gehad. En daar was 'n magdom ligpunters hier en ons het tuin gemaak en gekrap en geskuur en geverf en dit was so 'n seëning gewees. En so ons wil net vir julle dankie sê. En toe gister het ons hierso nie die DIY dag nie, die career day gehad, saam met First Educate en die hoërskoolkinders van Mamelodi. Ek dink daar was 170 kinders hier gewees, met stalletjies, hier oor as waar julle sit, was stalletjies in die absoluut mees amazingste toerusting wat daar plaasgevind het vir hierdie kinders, om hulle die beste moontlike kans te gee, soos wat party van hulle besig is om te studeer, universiteit toe gaan, of te probeer dink oor wat is die volgende hoofstuk in 'n lewe, en dit was so 'n besonderse tyd. En so ek wil net sê dankie in die besonder vir die vleerspan vir gister en vir alles wat julle gedoen het daarso. Dames, sonder julle val alles uitmekaar uit by hierdie kerk. Ons dank die Here vir julle en dankie vir almal wat kom dien het gister hier. Dit was 'n besonderse tyd. Right, okay. Kom ek bid vir ons. Kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet. Die Here het klaar met ons ontmoet soos wat ons gesing het, soos wat ons gebid het. Maar God wil met ons praat deur sy woord, so kom, ons rig ons harte en ons gedagtes op hom. Vader, ons kyk na hierdie hoofstukke in die volgende klomp weke, waar U hard en duidelik gepraat het vanaf die berg Sinaï. Daar het donder weer geslaan en daar was rook en alles het gebewe, soos wat U gepraat het en soos wat U mense gevorm het. Vader, ek bid vir ons dat ons op 'n soortgelyke manier 'n heilige interaksie met U sal hê.
Here, U praat deur die woord wat deur die Gees nie net gepen was vir ons nie, maar waar U Gees ons help om nou U woord te kan verstaan, sodat ons die seën kan sien, sodat ons in Hom sal vertrou en meer soos Hy sal word, sodat ons vir Hom sal lewe en so tot U glorie. Ek bid, o Heer, dat U ook nou met ons sal wees. Kom asseblief, o Gees van God, en kom, hou ons wakker vir die van ons wat moeg is. Kom, maak harte sag wat dalk hard is, maak ore wat doof is oop. Help ons, o Heer, om Jesus uiteindelik te sien. In sy naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek weet nie van julle nie, maar ek geniet idiome. Ek het nie baie gehou van Afrikaans op skool nie, maar idiome was die een ding wat lekker was. En ek hou ook van die oorsprong van idiome. Een van die bekendste idiome wat ons almal gebruik, en is eintlik nogal so obskure idiome as jy daar dink, is die volgende woorde: moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Die betekenis is voor die hand liggend, nee, dit beteken pas op dat jy, soos wat jy met die beste van bedoelings probeer om een of ander probleem aan te spreek, pas op dat jy dalk oorreageer en in die proses iets anderste wat van groter waarde is dalk mag prysgee. Die oorsprong nogals interessant genoeg van daai idiom kom uit 1512 uit. Dit kom uit die mond van 'n Duitser. In 1512, die ou se naam was Thomas Murner. Ek weet nie of ek dit reg sê nie, seker Murner of iets soos dit. Thomas Murner. En dit was in 'n skrywe wat hy genoem het The Narrenbeschwörung. Ek weet nie of my Duits so great is nie. In Engels, An Appeal to Fools. Nou wat baie mense nie besef nie, is dat Thomas Murner was 'n teoloog gewees. En hy was eintlik, toe hy daai woorde die eerste keer gespreek het, was hy besig om gelowiges te waarsku. En hy het vir gelowiges gesê, hoorie gelowiges, moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Soos wat julle probeer om verkeerdhede reg te stel, gelowiges, moenie in die proses ander kosbare dinge verloor nie. Ek kyk sommer op die skerm. Hierdie is die quote van waaraf daai gesegde wat ons in alle westerse tale uitgebruik. Hier is sy quote. Hy sê, "A fool thinks it's no harm to spill the child with the bath, and is just as well plunged into hell as tumbled in it altogether." Nou vriende, in lyn met Thomas Murner se waarskuwing wil ek vanoggend met ons gesels oor twee, ek dink baie belangrike Bybelse konsepte. En dit is die idee van die wet en die idee van gehoorsaamheid. En my begeerte vandag is om ons aan te spoor, vriende, om nie die baba saam met die badwater uit te gooi nie. Hier is die ding, ek dink vir baie van ons, wat veral in 'n Afrikaanse kultuur, Christendom konteks groot geword het, baie van ons het die slegte kant, die gevaarlike kant, die dodelike kant gesien van mense wat na die wet toe kom, en dan na God se wet toe kom om te probeer om hulle geregtigheid by God daardeur te kry. Baie van ons in half tradisionele kerksirkels, baie keer dooie kerksirkels, as ek moet eerlik wees, weet van hierdie eintlike werksgodsdienst idee waar die wet is daar sodat jy so goed as moontlik kan wees, so soet as moontlik kan wees, sodat jy God se guns kan bekom, sodat jy God se guns kan behou, en dit is verkeerd, dis duiwels, dit is demonies. Ek dink baie van ons, wat juist tot bekering gekom het juist tot bekering gekom, want daar het 'n sekere baie belangrike penny in ons lewens gedraap, en dit is, baie van ons het op die punt gekom, waar ons besef, maar nee, dit is nie hoe ons God se guns bewens nie, dis nie deur wetsonderhouding nie. Die manier wat ons God se guns bekom en behou, is deur Jesus en Jesus alleen. Dit is deur geloof in Jesus, die een wat die wet namens ons onderhou het. Die een wat op die kruis dood sy geregtigheid vir sy wetsonderhouding vir ons gegee. En as dit jy is en as dit kosbaar is vir jou, dis reg, dit is hoe dit moet wees, dit is wat dit beteken, regtig in 'n groot mate om tot bekering te kom. Maar hier dan die potensiële gevaar vir ons, vriende. Die gevaar vir jou en vir my is dit soos wat ons die vuil en die stink badwater van werksgodsdienst by die drein afgooi, is die gevaar vir baie van ons in die weste veral, dat ons saam met daai vuil badwater ook die baba genaamd wetsgehoorsaamheid ook wil uitgooi.
Ten spyte van die feit dat 9 van die 10 gebooie wat ons gaan kyk oor 'n hoofstuk van nou af, 9 van daai 10 gebooie word direk in die Nuwe Testament vir ons as Nuwe Testament gelowiges gegee as 'n opdrag van die Here af. Net die Sabbat kom nie direk nie, maar is indirek vir ons 'n opdrag ook in die Nuwe Testament. Ten spyte daarvan en ten spyte vriende dat jy kan amper nie 'n paragraaf lees in die Nuwe Testament waar God nie vir jou en vir my moeds en moenies gee nie. Ten spyte van dit wat so voor die hand liggend is die gevaar vir baie van ons in die weste, veral vir ons verligte Christene nou, om te sê ja, maar moet net nie te ernstig raak oor wetsonderhouding nie. Oppas net so klein bietjie dat jy nie te veel energie spandeer en te veel fokus op wetsonderhouding nie, want net nou verval ons moontlik in 'n werksgodsdiens. Vriende, die begeerte van hierdie reeks wat ons nou gaan kyk, is om die baba in die bad te hou. Die begeerte van die reeks is om ons te help om die wet te sien vir hoe ons dit behoort te sien, en dit is 'n goeie geskenk vanaf ons goeie Vader af. Die begeerte van hierdie reeks is om ons te help om die wet te sien en om gehoorsaamheid te sien as bloot die praktiese, tasbare uitleef van ons geloof tot die verheerliking van ons God, tot ons eie voordeel, tot ons eie vreugde en ook tot die verlossing van die wêreld. Dit is die begeerte van vriende hierdie reeks waar ons gaan kyk na Eksodus 19 tot 24 en hoor asseblief tog mooi, dit is wat ons gaan sien in vandag se gedeelte in Eksodus 19 vers 1 tot 8 wat soos die inleiding is tot hierdie hele blok van lering in Eksodus. So net om dit weer te sê, ons is besig met die reeks wat ons getitel het Heilige Nasie. Maar eintlik is hierdie die derde miniseries in die 4 miniseriese wat die boek van Eksodus opmaak. En as jy saam met ons was en jy kan hierdie aanlyn kry ook op ons podcast, het ons 'n wyle gelede, ek kan nie nou onthou hoe lank terug nie, het ons gekyk na die eerste blok in Eksodus, na Eksodus 1 tot 15 waar ons gesien het hoe God in liefde aan die hand van sy beloftes aan Abraham, die Israeliete, Abraham se nageslag uit Egipte uit slawerny uitkom bevry het. Eksodus 1 tot 15. Toe het ons in 'n reeks laas jaar gekyk na Eksodus 16 tot 18 hoe God nog steeds eintlik aangehou het om hulle te gered het en hy het hulle deur die wildernis in hulle woestyn bestaan, het hy hulle gered, hy het hulle ook eintlik so klein bietjie getoets, hy het hulle geleer wie hy is, ook in die woestyn. Nou in hierdie reeks wat ons nou gaan kyk in Eksodus 19 tot 24, is God en Israel bymekaar, hulle is by die berg. Hier ontmoet hulle, God gaan nou sy wil aan sy verloste mense openbaar en hy gaan 'n verbond met hulle sluit. Dit is wat ons gaan sien in hierdie gedeelte. Maar kyk saam met my asseblief tog vriende na ons gedeelte. Hou asseblief jou Bybel byderhand en soos al gesê is, ons kyk nou hierso na die Afrikaans 53 vertaling alhoewel julle ook die Engels daarso het. Wat ek wil hê ons uit die staanspoor uit moet sien vriende is hierdie hele gedeelte se fokuspunt is gehoorsaamheid aan God se wet. Dit is die fokuspunt. Het jy dit opgetel reg in die middel van daai gedeelte? Dis letterlik, as ek meer tyd gehad het, kon ons 'n bietjie uitgegeek het hierop, maar ons het nie die tyd nie. Reg in die middel vers 5 van hoe hierdie hele gedeelte gestruktureerd is, kom daar hierdie opdrag van die Here waar hy vir sy mense sê, vir die Israeliete sê in vers 5 dat hulle het nodig om getrou te luister na sy stem. Hulle het nodig om sy verbond na te kom en dan hierdie is dan hoe die gedeelte eindig. Kyk na ons laaste sinnetjie in ons gedeelte. Op die einde van ons gedeelte, ten minste op hierdie stadium is dit 'n happy ending, want wat ons hierso sien in vers 8, die volk soos een man gaan uitroep en die volk gaan sê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Ons sal gehoorsaam wees, o Heer, aan u verbondsvereistes. En so dit is wat ek wil hê ons oor nou moet saam gesels en wat ons oor moet saam dink vandag vriende. Hoe behoort ek en jy te dink oor Bybelse, korrekte Bybelse gehoorsaamheid? Soos ek gesê het, vers 5 is die kern en eintlik dit wat net weerskante van vers 5 sit, gaan vir ons eintlik die goddelike motivering gee vir hoekom ons mense wil wees wat vers 5 doen, wat gehoorsaam aan die Here is. 2 dinge wat ek wil hê ons moet sien in die gedeelte. Eerstens, ek wil hê ons moet sien gehoorsaamheid is die gelowige
se voorreg. En tweedens gaan ons vanoggend saam sien, gehoorsaamheid is die gelowige se verantwoordelikheid. Okay, so kom ons kyk eers saam. Gehoorsaamheid, vriende, is 'n voorreg. Is dit hoe jy daaroor dink? Kom ons sien wat die teks vir ons sê. Kyk saam met my na vers 1 en 2. Ons werk so 'n bietjie saam deur die teks hierso. Vers 1 en 2 beskryf hoe die Israeliete nou deur die wildernis nou aangekom het by die berg Sinaï. En alles word daar beskryf in 'n Hebreëse maankalender wat vir ons in ons kalender en hoe ons tyd werk. Beteken dat hulle so ongeveer 50 dae het hulle vanaf Egipte af vir 50 dae deur die woestyn en die wildernis, bietjie minder as 50 dae het hulle gereis tot hulle nou hier by die berg gaan kom. Hulle gaan nou vir die volgende 11 maande gaan Israel hier by die berg wees. Maar die eintlike belangrike ding, vriende, wat ons in hierdie openingsgedeelte moet besef, is nie soseer die tydlyn nie, maar is meer die teologie. Wat God hier openbaar aan sy mense. Hulle moet reg dink oor hulle eie verlossing en die doel daarvan. En dit is wat ons dan hierso sien. Eerste ding wat ons moet sien daar vers 4. God herinner hulle wie dit is wat hulle gebring het tot in hier by die berg. Wie is dit wat hulle gered het? Kyk saam met vers 4. Die Here sê vir die volk, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, dis Eksodus 1 tot 15, en dat ek julle op arensvlerke gedra, dit is Eksodus 16 tot 18, en dat ek julle nou hier na my toe gebring het, dis nou Eksodus 19, dis nou waar ons is. Die punt is, God is die held van die storie, hy is die een wat in die begin en in die middel tot aan die einde sy mense se redding sal laat realiseer. Maar wat ek wil hê as jy moet sien in vers 4, en moet dit nie mis nie, is die waarvoor hy hulle gered het. En die eerste ding wat ons moet sien, waarvoor die Here die Israeliete gered het, tweede helfte van vers 4 is, ek het julle na my toe gebring. Nou ons stel dit nie so lekker op in of die Afrikaans of in die Engels, as God sê ek het julle na my toe gebring, maar daai is verbondstaal, vriende, daai is vir in 'n Hebreëse oorspronklike skryf is dit verhoudingstaal, dis woorde wat reg deur die Ou Testament God se liefde vir sy mense kommunikeer, sy intimiteit, sy persoonlike nabyheid aan hulle kommunikeer. En vir ons om eintlik die gewig van hierdie woorde verstaan, het ons nodig om onsself net weer baie vinnig, te herinner aan die storie van die Bybel tot en met Eksodus 19, want hierdie woorde en hierdie insident en hierdie verlossing is in die konteks van 'n groter storie. So onthou weer saam met my, Genesis 1 en 2, hoe begin die Bybel? God skep die wêreld. God skep 'n mense wat hy dan in 'n tuin plaas in sy teenwoordigheid, sodat Adam en Eva in sy teenwoordigheid saam met hom kan woon en wandel. Genesis 2 gee God vir Adam en Eva 'n wet. Hy gee vir hulle sy wil, nie om hulle te straf nie, maar omdat hy beter as hulle weet hoe lyk die goeie lewe. Maar dan natuurlik Genesis 3 kom die slang, hy jok vir hulle en so hulle in ongeloof, in ongehoorsaamheid draai hulle rug op hulle Skepper. Wat gebeur? Hulle word buite die tuin geplaas, regtig in die wildernis, in daardie plek waar hulle nie meer in God se teenwoordigheid gemeenskap met hom geniet nie, daar waar alles gefloreer het, daar waar die goeie lewe gevind was, want hulle het dit nou verloor. Maar die Genesis 12, duisende jare later, kom God en hy reik uit na 'n man met die naam van Abraham. God sê vir Abraham, Abraham, deur jou en jou nageslag, ek gaan julle seën. Ek gaan weer in verhouding met die mense wees wie ek gaan seën en gemeenskap mee gaan geniet. Genesis 15 kom God en God sê vir Abraham, Abraham, jou nageslag gaan vir 400 jaar, gaan hulle slawe wees in 'n ver land. En dan gaan ek kom om julle te kom red. En vriende, dis die boek van Eksodus. Dit is wat ons gesien het in die eerste 2 blokke van die reeks in Eksodus. So wat ons gesien het en wat dan gebeur is, God red hulle. En hier's die ding wat ek net vinnig wil uitwys vir die wat nie hier was tevore toe ons in Eksodus was nie. Die belangrike ding, vriende, wat ons moet verstaan is dat alles in Eksodus 1 tot 15, ten minste soos wat God hulle uit Egipte uitgered het, was besig om eintlik 'n mense weer terug in Genesis 1 en 2 in te kry. Die 10 plaae
lees soos die inverse van die skepingsverhaal. Die 10 plaae het gelees soos 'n ontskepping, as daar so 'n woord is, 'n decreation. Daar waar daar strome van water was in die tuin, is daai nie meer water wat jy nou kan gebruik en dit is bloed. Daar waar alles floreer het en alles was wonderlik, is daar nou in die land, wat dieselfde woord is as in die begin, in Genesis 1 en 2, is daar nou siektes en daar's nou pes. Daar waar daar lig was, in Genesis 1 en 2, is daar nou in Exodus met die 10 plaae in Egipte, is daar nou duisternis. En daar waar lewe was in die begin, is daar nou in Egipte dood. Net soos wat God die wêreld tot stand gebring het, vriende, deur die onstuimige waters, gaan God dan en hy vat die volk, die Israeliete, deur die onstuimige waters van die Rooi See. Hulle word as dit ware herskep as 'n nuwe mense, wat nou gebring word deur 'n wildernis, weer by 'n berg, soos by die tuin van Eden wat by 'n berg was, sodat daar weer 'n mense soos Adam en Eva kan wees, wat nou in verhouding met God gaan woon. En dit is hoekom daar 'n wet is. Dis die punt, vriende. Ons het nodig om die wet te verstaan in die lig van daai storie. Vriende, hoor dit mooi. Die Here het Israel verlos vir verhouding. Dit was die punt van die verlossing. Die punt van verlossing is verhouding. Die punt dat God hulle gered het is gemeenskap. Gemeenskap met hom. En dit is hoe ons dan oor gehoorsaamheid moet dink. Alle teoloë is eens hieroor, almal van hulle, dat Eksodus 19 tot 24 word aan ons geskets soos 'n groot huweliksseremonie. Die verbond wat God daar sluit, lees soos 'n groot huwelik wat in stand gebring word tussen God en die volk Israel. En so dink saam met my net aan die prentjie van 'n huwelik, die dag wanneer 'n man en 'n vrou bymekaar kom en hulle maak beloftes aan mekaar en daar word 'n verbond gesluit, tog hulle sê vir mekaar, I do, en hulle sê, hoorie, ons gaan getrou in mekaar lewe. Dan sê hulle maar net bloot, ons gaan gehoorsaam in mekaar wees. Wat 'n man en 'n vrou op 'n troudag sê, is hulle sê, ons gaan mekaar se belange uithoor, en ons gaan mekaar se belange in hierdie verhouding, in hierdie verbondsverhouding, gaan ons op mekaar se hart dra. Ek gaan hoor wat is dit wat jy graag wil hê, en jy gaan hoor en dan gaan ons saam in gemeenskap lewe. En vriende, stop net gou vir 'n oomblik vir my. Dalk is dit jou eie huwelik, dalk het jy dit aan ander mense se huwelik gesien. Dalk het jy dit al elders gesien en ons het verseker al die inverse gesien. Maar wanneer 'n man en 'n vrou in 'n huwelik saam weet wat die ander een se begeertes is, mekaar se belange op die hart dra en in die lig daarvan lewe, dis die goeie lewe. Dis 'n lewe waar daar 'n diep innerlike vrede en vreugde tussen daai egpaar is. God het hulle nie net een gemaak nie, hulle is een in wese. En daar is 'n dinamika, daar's 'n geniet van mekaar, daar is 'n effektiwiteit in hulle lewe saam, daar's vrug wat hulle geniet, soos wat hulle saam in pas met mekaar lewe. En vriende, soos dit is met ons aardse huwelike, so vriende is dit met ons verbondsverhouding met die Here. En dit is hoe ek en jy moet dink as mense wat klaar nou in verhouding met God is. As jy 'n Christen is jy klaar in 'n verbondsverhouding deur Jesus met God. En dit is ons oor die wet bedink. Die wet is daar sodat ek en jy gemeenskap met God kan geniet, dat ons werklike innerlike vrede, vreugde kan geniet en dat ons die goeie vrug kan geniet van verhouding met hom en in sy huis, in sy wêreld. Vriende, die implikasie van hierdie baie eenvoudige waarheid, want ek dink baie van ons hoor dit en dit sê, ja, dit is obvious, dink ek is net groter as wat ons baie kere besef. En so ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik stop en ons moet hieroor aanhou saam reflekteer. Kom ek sê dit net weer wat ek in die begin gesê het, net dalk vir die persone in ons midde wat nodig het om dit weer 'n keer te hoor. Vriende, ons het nodig om anders te dink oor die wet. En dit mag wees dat party van ons hierso sit. En jy mag dalk een van daai persone wees wat nog altyd en nog steeds op hierdie oomblik dink,
dat die wet is daar vir jou om goed genoeg te wees of soet genoeg te wees sodat jy en God reg met mekaar kan wees, sodat God sal gelukkig wees met jou, sodat God jou sal aanvaar, sodat hy jou tog nie uit sy huis uit sal skop nie. En ek wil net vir ons almal weer sê, as dit jy is, en ek dink ons almal het so klein bietjie fariseer wat sy kop uitsteek die hele tyd in ons lewens, asseblief tog, dit is nie die manier wat die rol van die wet is in die lewe van God se mense nie. Die Nuwe Testament is eens hieroor, dat as ek en jy na die wet toe gaan kom, om ons eie geregtigheid te probeer bymekaar maak, dan gaan die wet, ironies genoeg, maar net weer soos in Egipte, 'n slawedrywer wees, sê Paulus in Romeine 7, dit gaan 'n slawedrywer wees, en dit gaan maar net weer lei tot die dood toe. So moenie na die wet toe kom, om te probeer sê, ek gaan hierdie wet doen, sodat God my gaan aanvaar nie. As jy so sit en dit is, jy hoor weer die evangelie vandag. Die evangelie sê vir jou, Jesus was die getroue seun van God. Jesus was die een wat perfek, in elke liewe aspek van sy lewe, God se verbond, perfek nagekom het, en ten spyte daarvan het Jesus kruis toe gegaan. Jesus het kruis toe gegaan, en daar gebeur die wonderlike ruiltransaksie. Vriende, hierdie is jou en my enigste hoop vir geregtigheid by God. Jesus op die kruis vat die vloek vir jou en vir my wetsverbreeking, en deur vertroue en te kyk na die getroue een, kom Jesus se geregtigheid na ons toe. Ons staan geregtig in God se aangesig weens Jesus se perfekte wetsonderhouding. Vriendin, almal van ons, kom ons onthou dit en kom ons glo dit, kom ons roem daarin, kom ons rus daarin. Maar ons het nodig om ook hierdie waarheid net dan te sien wat die gedeelte vir ons wil sê. 'n Bybelse verstaan, vriende, van die wet sê vir jou en vir my, die wet is 'n geskenk. Die wet is 'n goeie geskenk, sodat ek en jy kan weet wat is die belange van ons Skepper en Verlosser God se hart. Wat is die dinge wat ons Hemelse Vader se hart bly maak? Dis 'n geskenk om dit te weet. En gehoorsaamheid is wysheid, vriende, sodat ek en jy nou reeds die goeie lewe saam met God in sy wêreld nou kan geniet, deur gehoorsaam te wees. Kyk saam met my na bekende woorde van Psalm 1. Psalm 1 is die opskrif van die res van die Psalm, so dit is 'n goeie Psalm om hierdie beginsel in raak te sien. Bekende woorde, Psalm 1 vers 1 tot 3, gelukkig is die mens. Gelukkig is die mens wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Alles wat hy aanpak, ten minste en volgens God se definisie, floreer. En so, o Christen, kan ek jou vra, glo jy dit? Glo jy, is dit hoe jy na die wet toe kom? Is die wet vir jou 'n pyn? Die wet is 'n ding daar om eintlik jou vreugde te steel? Die wet is daar 'n ding wat jy eintlik voor 'n bietjie moet bang wees? Nee, Christen, kom na die wet toe. Dis 'n goeie geskenk vanaf ons goeie God af, sodat jy gelukkig sal wees, sê Psalm 1 tot 3. Die wet is daar en ek en jy wil ons wortels in daai waterstrome intrek. Dit is hoe hy sê die wet is, sodat ons sal sterk word en gesond sal wees en sodat ons lewens sal vrug dra. Dis die goeie lewe. God se wet is goeie nuus vir God se verloste mense. Maar ek dink die uitdaging is dat selfs alhoewel ons in teorie mag saamstem met wat ek nou gesê het, in praktyk, ek weet hierdie is waar vir my, funksioneel is daar so baie kere in my lewe wat ek eintlik lewe asof ek dit nie regtig glo nie. Ek dink nie regtig die wet en wat God vir my sê, hy van my verlang is eintlik goed vir my nie. En so wat met ons almal gebeur is elke liewe dag in die groot dinge en die klein dinge kom ek en jy vriende by tee-aansluitings. Elke oomblik van elke dag is ek en jy by tee-aansluitings. En by daai tee-aansluiting is daar 'n conflict of wills. Daar's God se wil wat vir jou en vir my sê gaan in hierdie rigting, maar Poen se wil, die eie ek wat altyd baie beter weet, wil in 'n ander rigting gaan. Ek dink ek weet beter
hoe ek, net soos Adam en Eva, die goeie lewe gaan vir myself kan bekom. Net soos Adam en Eva, sê God vir my en vir jou, hierdie is hoe die goeie lewe lyk, en ja, dit kom met moeds en moenies. En net soos met Adam en Eva vriende, is die vader van leuns, die slang, is elke dag daar in jou en my lewe, om vir jou en vir my te sê, het God regtig gesê? Come on, ek dink God is 'n klein bietjie van 'n spoilsport. Doen hierdie, vat hierdie ander paadjie. Ek weet God sê jy moet links gaan, maar gaan jy regs? Dis nie so bad nie, niks gaan gebeur nie, jy sal gelukkig wees. Dis presies wat die Satan vir Adam en Eva gesê het. Vriendin, dit is jou en my daaglikse, en nie net een keer per dag nie, die heeltyd deur, hierdie is jou en my uitdaging. Glo ons dat ons God se geopenbaarde wil is goeie nuus vir ons, of dink ons weet beter? Nou ons gaan in die res van die reeks, ek wil nie nou te veel tyd daaraan spandeer nie, maar ons gaan in die res van die reeks, veral as ons kom by die 10 gebooie, gaan ons sien hoe lyk God se goeie wil vir sy mense. En dit gaan wees dinge, byvoorbeeld die eerste gebod wat vir jou en vir my sê, moenie ander gode dien nie. O ligpunter, jy wat reeds gered is, moenie geld of jou werk of jou kinders of jou volk of wat ook al dit mag wees, so gehoorsaam omdat jy dink dit gaan vir jou die goeie lewe gee nie. Vir baie van ons is dit byvoorbeeld die 4de gebod wat ons 'n paar weke oor terug gepreek het. Waar die 4de gebod vir ons sê, hoorie sommer, God sê vir ons, jy moet een dag in 'n week nie werk nie, jy moet een dag in 'n week stop en jy moet daadwerklik waarlike rus vind en rus in God vind. Die 5de gebod sê vir ons, eer jou vader, eer jou moeder. Byvoorbeeld die 7de gebod sê vir jou en vir my, moenie egbreek pleeg nie. Nie fisies nie, of nie eers op 'n skree nie, en verseker ook nie in jou hart nie. Of dalk die 9de gebod, wat ons sê, moenie jou naaste te nakom nie, wees lief vir jou naaste. Vriende, in al daai dinge is die versoeking hoog vir jou en vir my. Dit gaan ons baie kere voel dit vir ons, dit gaan ons soveel kos, om op die paadjie te gaan, wat die Here vir my sê, is die goeie paadjie, en wat ek ons wil aanspoor is om te sê, ons moet anders te dink. Ons moet anders te dink hieroor, ons moet anders te dink, ons gaan nie net God verheerlik as ons doen dit wat na in sy hart lê nie, maar dit is goed vir ons, daar is seëning te vind. Gelukkig is die mens wat gehoorsaam is aan sy God. Hier is die tweede punt wat ek wil hê ons moet sien. Vriende, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n verantwoordelikheid. Gehoorsaamheid is nie net ons voorreg as God se verloste mense nie. Gehoorsaamheid is ook 'n verantwoordelikheid. Kyk weer saam met my daar in die teks. Ons is in vers 4. In vers 4 het ons gesien dat God se oogmerk met die verlossing van die Israeliete was dat hulle sal woon en wandel met hom. Maar die Israeliete, dit sou 'n fout gewees het vir hulle om te dink dat dit was God se enigste oogmerk met hulle verlossing. Dit sou 'n fout gewees het as die Israeliete gedink het dat God se genade en God se guns is net vir hulle bedoel. Kyk na vers 5. God gaan aan en hy sê, as julle dan terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Nou daai woordjie wat in die Afrikaans vertaal word as my eiendom, die Engels daar dink ek is 'n bietjie beter vertaal, dit sê, you will be my treasured possession. As julle my gehoorsaam is, sal julle my kosbare skat wees. Nou hoor mooi, God sê nie hiermee, as julle gehoorsaam is, dan word julle my skat nie. Hulle is klaar God se mense, hulle is klaar God se skat, maar as hulle gehoorsaam is, gaan hulle as God se skat gesien word. Hierdie skat gaan dan skitter. En dis regtig die punt wat daar gemaak word. Dink saam met my as jy in Menlyn sou rondloop of in een van 'n shopping center hier in Pretoria en daar's heeltemal te veel van hulle en jy stap verby een van hierdie juweliersware, mans, daar's apparently sulke plekke in die wêreld waar mense soos diamante en hangertjies en oorbelle en sulke goeders verkoop. En jy stap verby een van daai en jy sien hierdie pragtige diamant halsnoer. Nou weer eens mans, apparently wat gebeur is vrouens sien dit raak en as hulle dit raak sien, dan is dit soos wow, dis 'n pragtig en dan kan hulle self nie help nie,
Dan loop hulle soos net in, hulle gaan net in en dan swipe hulle jou kredietkaart en dit is wat gebeur. Vriende, wat hierdie gedeelte vir jou en vir my sê, is dit is wie ons is. Dit is die rede vir ons verlossing. Dit is hoekom ons bestaan. God red ons, sodat ons soos wat ons lewe aan die hand van sy goeie wil, wat gebeur? Sodat ons kan skitter, sodat ons kan skyn, sodat die wêreld om ons iets kan sien van die wysheid en die pragt en die glorie van ons God, sodat dit hulle sal aantrek, dat dit hulle sal uitnooi om ook in verhouding met hulle Skepper God te kom intree. Weereens hier, vriende, is dit absoluut belangrik dat ons kan nie Eksodus 19 lees as jy nie die res van die storie tot en met hede onthou het en gelees het nie. So terug by Genesis 1 en 2. Kyk saam op die skerm, vriende. Onthou dat Adam en Eva was oorspronklik 'n opdrag gegee. Dit is die heel eerste opdrag voor die julle mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie, was daar eers hierdie opdrag. Genesis 1 vers 26 tot 28. God sê, laat ons mense maak na ons beeld. Laat ons mense maak na ons ewebeeld, ons gelykenis, en laat hulle dan heers. God sê dan vir die mens, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp die aarde aan my heerskappy en gaan heers. Met ander woorde, vriende, die mens is oorspronklik geskep om 'n koning te wees. Is dit hoe jy dink oor jouself? Ons is geskep om konings te wees, mense wat met opofferende liefde hierdie skepping sal lei en dien en sal seën. Maar dan in Genesis 2 vers 15 sien ons in Genesis 2 vers 15, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Daai twee woordjies, bewerk en bewaak, is presies die woorde wat reg deur die Ou Testament van die priesters in die tabernakel en die tempel gebruik word. Daai is tempelwoorde, dis tabernakelwoorde om te sê, hierdie is die werk wat priesters doen. Die punt is, die mens is geskep om priesters te wees. Wat doen priesters? Priesters is daar om God te verteenwoordig. Priesters is daar om middelaars te wees tussen 'n heilige God en sondaars, om sondaars te help om versoen te word met 'n heilige God. Vriende, kyk saam met my na vers 6 van ons teksgedeelte. Dit is die punt van Eksodus 19 vers 6. Wanneer God vir Israel sê, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees, dan sê God eintlik hier vir die Israeliete, dit wat Adam en Eva, dit wat my bedoeling, my skepingsbedoeling vir die mens was, ek het julle juis hiervoor gered. Ek het julle gered sodat julle my konings en my priesters sal wees op aarde, sodat julle 'n heilige nasie sal wees, wat as my beelddraers, my heiligheid op aarde in die aangesig van die wêreld sal vergestalt. Ek het hierdie illustrasie so wyle teruggebruik, ek gaan dit weer gebruik, want dit is wat die gedeelte my aan laat dink, aan 'n holy huddle. Ons almal ken daai taal van 'n holy huddle, wat nie kom as iemand van ons as die kerk praat as 'n holy huddle, is dit nie 'n kompliment nie, dit kom na ons toe as Christene, as 'n belediging. Daai taal van huddle is NFL taal, nee, die huddle is maar dieselfde in rugby, is van die ouens 'n waterbreek het of halftyd en hulle almal kom by mekaar in die span, kyk in binne toe na mekaar toe en hulle praat met mekaar. Baie nie Christene sê julle Christene, dis wat julle is. Julle is net 'n holy huddle. Julle is altyd net besig om binne toe te kyk, hoog heilig, en julle is net besig om te chat. Dit is wat julle doen, julle chat. Vriende, die probleem is nie die holiness gedeelte nie. Ons is geroep om heilig te wees. Die probleem is ook nie dat ons huddle nie. Wat ons vandag hier doen is ons huddle. As jy in jou ligpunt gesin by mekaar kom, is jy besig om te huddle. As jy by die mannegroep is op 'n Vrydagoggend, is jy besig om te huddle. Dis goed om 'n holy huddle te wees as jy net nie daar stop nie. As jy dan omdraai, nie net binne toe kykend is en dan buitentoe kykend is en dan op die speelveld gaan lewe as 'n heilige nasie, soos wat jy en ek in die eerste plek gered was om te wees.
Ons is geroep en gered om op die speelveld van die regte wêreld God se koninklike priesterdom 'n heilige nasie te gaan wees. Vriendin, kom ons dink net gou vir 'n oomblik saam. Wat is die speelveld waar God jou na toe uitstuur om hierdie kosbaarste van spel te speel? Wat is jou en my sendingsvelde? Wel, dit is verseker jou huis. Waar ook al anderste jy wil gaan, en waar ook al anderste die Here jou vandag gaan uitstuur van hierdie holy huddle af na toe, stuur hy jou na jou huis toe. Want daar lewe jy saam met ander mense. Daar gaan jou eggenoot jou in lewende lywe sien lewe. Daar gaan jou kinders jou sien lewe. Jou ouers bly dalk daar saam met jou, dalk het jy 'n huishulp en 'n tuinier en hulle gaan jou daar sien lewe. En dan gaan jy môre in jou kar klim en jy gaan werk toe ry en daar het jy 'n baas en jy het kollegas en jy het kliënte en daar gaan hulle jou sien lewe. En dalk is jou kinders by 'n skool of ten minste by aktiwiteite en daar's onderwysers en daar's ander maats by die skool en daar is ander ouers wie jy leer ken en daar gaan jy moet lewe. En die punt, vriende, is ek en jy word gestuur. Ek en jy word gestuur daar as God se konings, as God se priesters en as 'n heilige mense om God, ons heilige God, daar te gaan vergestel, sodat die mense saam met wie ons lewe iets kan sien, ja, baie gebroke. Dis hoekom ons Jesus nodig het, dat ons vir hulle kan sê, ons het Jesus nodig, maar dat hulle daar iets kan sien wat skitter en skyn, soos wat ons gehoorsaam lewe, in die groot en die klein dinge, aan ons God, dat hulle iets daarvan kan sien, die wysheid daarvan, die pragt daarvan, en ingenooi word op daardie manier na verhouding met hom. Vriende, ons is almal vertroud met Matteus 28, the Great Commission. Maar dit bly verstommend hoe dat ons die Great Commission, waar Jesus sy mense uitstuur na die uithoeke van die aarde toe, dit bly verstommend hoe ons die derde been van die Great Commission so baie kere net half mislees. Jesus sê vir sy disippels, vir ons, hy stuur ons uit en hy sê, gaan en gaan verkondig die evangelie. En dan gaan julle en dan gaan doop julle mense in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dan gaan leer jy my disippels, want hierdie is wat dit vir hulle beteken om op sending te wees, jy gaan leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek julle beveel het. Vriende, ons gehoorsaamheid aan koning Jesus is 'n kritiese deel van die sendingsmandaat. Dit is 'n kritiese aspek van hoe die nasies gaan regop sit en gaan luister na die boodskap oor ons goeie God. Vriende, is dit moontlik dat gehoorsaamheid die ding is wat missing is in ons mission? Vriende, is dit moontlik dat ons evangelie verkondiging nie genoegsaam die huis slaan wat dit moet nie? Want ons evangelie vergestalting is nie wat dit moet wees nie. Vriende, ons weet hoe die res van die storie vir Israel uitgedraai het. Hierdie Israel wat hier by die berg, hierdie kosbare sendingsmandaat gegee word om heilig te wees, wat gebeur? Hulle versuim in hulle taak, maar net soos Adam en Eva in Jesaja 42 sê God vir die volk Israel, God sê vir hulle, ek het julle opgerig as 'n lig vir die nasies. En julle was nie 'n lig vir die nasies nie. En dit is die rede hoekom ek julle, net soos Adam en Eva, in ballingskap, buite my teenwoordigheid gaan plaas. God sê vir Israel in Jesaja 42 vers 24, hierdie is die rede hoekom julle nie 'n lig vir die nasies was nie, want julle het nie in my weë gewandel nie, julle het nie my wet gehoorsaam nie. Vriende, ons naam as kerk is Ligpunt. Ons roeping is, ons is 'n gemeente geroep om God se lig te skyn. Wat vandag se teksgedeelte ons aan wil herinner, vriende, is dat ons sal alleenlik ons lig skyn indien ons gehoorsaam aan ons Skepper en ons Verlosser God is. En so ek wil afsluit.
Ek wil weer afsluit eintlik met die woorde waarmee ek begin het voordat ons gebid het nog. En ek wil sê Ligpunt, dit maak my hart so bly en opgewonde om te sien hoe ons 'n ligpunt is. Gister was so goed vir my hart. Dit was so 'n klassieke voorbeeld van hoe ons as 'n gemeente besig is om regtig gehoorsaam te wees aan die Here en te probeer hoorsaam in ons lewe en ons naaste lief te hê en ander minste geseën het. En vriende, Jesus en ons God het so goed gelyk gister. Wie weet watter van daai 170 kinders wat hier was, gaan nog op 'n stadium kom en self hulle lewe ook vir die Here gee. Ek wil ons aanspoor om 'n gemeente te wees wat aanhou daarmee en meer toenemend in elke deel van ons lewens, in elke area van ons lewens, gehoorsaam aan ons goeie God te lewe. Die vraag is, wat gaan vir ons die petrol gee om dit te bly doen? Want dit is taaf, dis moeilik om in gehoorsaamheid te bly wandel. En ek wil hiermee afsluit. Hier is die petrol, vriende, die petrol sodat ons kan gehoorsaam bly tot die voordeel van die nasies. Kyk saam met my op die skerm na 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, bekende woorde. Vriende, bekende woorde wat letterlik 'n copy en 'n paste is uit ons teksgedeelte Eksodus 19 vers 4 tot 6. Maar hier praat Petrus met die Nuwe Testament kerk. Hy sê Eksodus 19 vers 4 tot 6, kerk, Ligpunt, hierdie is vir jou, hierdie is vir my, dis vir ons. Julle, Ligpunt, egter is 'n uitverkore geslag. Julle, Ligpunt, is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige nasie, julle is 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het en wat julle na sy wonderlike lig toe geroep het. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou 'n volk van God is. Julle wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar wat nou ontferming ontvang het. Vriende, daar lê die krag vir jou en vir my tot 'n heilige lewe, 'n lewe waar ons roeping gaan realiseer. Dit is soos wat ek en jy rus in die wete dat ons het reeds God se ontferming ontvang. Jesus het ons klaar gered. Ons is klaar God se kosbare skat. Hy het jou reeds gered. As jy na Jesus kyk en jy vertrou in Jesus en in sy geregtigheid, is jy nou reeds gered. Jy's reeds God se koninklike priesters en 'n heilige nasie. En ons het nodig, vriende, om in dit te onthou waarom hy ons gered het. Hy het jou en my gered sodat ons gemeenskap met hom kan geniet. Sodat ons nou in 'n verhouding met ons God kan lewe, na die belang van sy hart, die goeie lewe kan geniet. Maar hy het dit ook gedoen sodat ander in verhouding met hom kan wees. En so hy stuur ons uit in heiligheid. Hy stuur ons uit om 'n lig te gaan wees, dat mense kan regop sit, kan sien hoe goed ons God is, sodat ons hulle kan gaan vertel van die Jesus, wat ook hulle geregtigheid kan wees voor 'n heilige God. Dis die rede vir ons bestaan. Wat 'n avontuur. Kom ons gaan lewe vir hom. Kom ek bid vir ons saam. O Hemelse Vader, ons loof en ons prys U dat ons lewens maak saak, ons lewens tel. Ons weet dit want U het U seun gegee as die versoeningsoffer sodat ons in U teenwoordigheid in verhouding met U gebring kan word. Ons is kosbaar vir U. Ons lewens maak saak en ons lewens tel. Vader, en ons loof en ons prys U want U stuur ons uit om dan te lewe in hierdie wêreld sodat ons 'n lig kan wees vir 'n wêreld wat in duisternis is. Ag o God, ek bid vir elkeen van ons en ek bid vir ons wat U kinders is en ek bid o God, deur U Gees, kom bekragtig en verkoop ons, vernuwe ons opnuut sodat ons sal uitgaan en as 'n heilige nasie gaan lewe. Ag Heer, gee vir ons tog meer stories dat ons sal kan sien en kan hoor van getuienisse van hoe ander mense gekom het en ook in verhouding met U nou staan, Here, deur ons
klein maniertjies wat ons net probeer lewe as die mense en ander mense vertel van Jesus. Ag Here, maar ons dankie dat ons lewens is opgevang in hierdie wonderlike, groot, kosbare avontuur, hierdie wonderlike storie wat U skryf. So stuur ons uit, o Here, in heiligheid. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.